Goeiedag geliefde luisteraars. Ek verwelkom julle met soveel liefde by vandag se program. Ek wil vandag met julle gesels oor geestelike groei. Ek moes hierdie eers in my eie gedagtes vir myself uitsorteer. Want as 'n mens vir Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan is jy gered. Wat maak dit dan saak of jy geestelik groei of nie? Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat ons 'n verantwoordelikheid het om geestelik te groei. Eerstens is daar die verantwoordelikheid teenoor onsself. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar en ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here. Hebreërs 5 vers 12 tot 14 sê: Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestens vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Sien, as ons nie geestelik groei nie, moet ons heeltyd teruggaan na die begin toe. Soms kom ons dan in situasies waar dit voel asof die vrede van die Here baie ver en ontoereikbaar vir ons is. En dan wonder ons, hoekom God ons verlaat het? Hoekom Heilige Gees ons verlaat het? En die waarheid is dat Heilige Gees ons nooit verlaat nie. Waar ons gaan hy saam met ons. Maar omdat ons steeds uit melk gebruik, is ons weerbaar soos kinders. Ons aandag word maklik afgelei van die waarheid. Ons kry gedagtes wat ons doel, ons roeping bevraagteken. Skuldgevoelens begin ophoop en die swaar kleed van depressie veroorsaak dat ons stadig en moeilik beweeg. Tot ons dit identifiseer en van vooraf terugkeer na God en hy ons weer vrymaak. Naderhand kom die vyand en begin dan vir ons laat wonder oor die doel van dit alles. En hy laat jou redding betwyfel en of God jou werklik lief het. Hy laat jou glo jy is 'n failure, want jy verloor tot in dit wat Jesus vir jou reeds gegee en gedoen het. En is presies wat hy vir jou wil hê. Hy het reeds verloor die dag toe jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. En as hy jou kan stilmaak met gedagtes van unworthiness, dan kan hy vir jou vir langer tyd verhoed om die siele te red van diegene wat gestuur word om jou as kind van God in oorwinning te sien lewe, sodat dit hulle kan oortuig van God se goedheid en krag. En dit bring ons dan by die volgende punt. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om geestelik te groei. Die Hebreërs skrywer sê, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees. Die konteks van leraars hier is nie om 'n gemeente te lei nie, maar om mekaar te leer en te versterk. Heilige Gees breek die woord vir ons almal oop in die konteks wat dit vir ons sin maak. En wanneer ons by mekaar kom en ons begin dit wat Heilige Gees vir ons oopgebreek het te deel met mekaar, dan word ons op verskeie vlakke geestelik gestig en maak dit al moeiliker vir die vyand om deur te dring. Soos kyk na die wapenrusting, dan gee God vir ons die skild van geloof. Daardie skild is nie net vir onsself nie. Dit is bedoel dat ons sy aan sy by mekaar sal inhak, sodat die vyand geen plek het om deur te dring tot ons nie. Soos wat ons geestelik groei ons skild van geloof ook. Wat beteken dat ons onsself en ander lede van Christus wat saam met ons staan beter sal kan bedek en beskerm. Ons word al beter en beter toegerus vir die geestelike oorlog soos wat ons geestelik groei. So het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor die Here om geestelik te groei. Jesus Christus het sy lewe afgelê aan die kruis sodat ons nie net kan lewe nie, maar sodat ons ook 'n lewe van oorvloed kan hê.
Wanneer ons stagneer by redding en nie geestelik groei nie, kan ons nie die oorvloed lewe van wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, ontvang nie. Hy het nie net gesterf vir ons om gered te word nie, maar ook dat ons 'n verhouding met Papa Vader sal kan hê, sodat ons kan vry wees van depressie, dat die kettinge van vrees en van trauma gebreek kan word, sodat ons die battle teen ons gedagtes en emosies kan oorwin, sodat ons as oorwinnaars kan lewe. Hy het nie net bedoel dat ons van dag tot dag moet survive nie. Hy wil ons saturate in die oorwinningskrag van Jesus Christus, want sy bloed het vir dit alles vir ons in vervulling gebring. Ons moet dit net aangryp, deur vanaf die plek van redding verder te tree en aan te hou om geestelik te groei. Ek wil nou volgende so 'n bietjie stil staan by 'n paar dinge wat ons geestelike groei kan verhinder. En ek wil eerstens begin om te gesels oor ons vleeslike behoeftes, of eerder begeertes na vleeslike dinge. Markus 4 vers 19 sê, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlike in verband met die ander dinge kom in en verstrik die woord en dit word onvrugbaar. Ons lewe in 'n wêreld waar ons daagliks advertensies sien wat jy glad nie 'n behoefte aan gehad het nie, totdat jy daardie advertensie gesien het. En skielik begin jy in jou agterkop planne beraam oor hoe om dit of dat te bekom. Paulus sê in 1 Timoteus 6 vers 8 tot 10. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die gierigheid is die wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self het baie smarte deurboor. Ons moet vergenoegd wees met wat ons het, want begeerlike na dinge wat ons nie nodig het nie, bring versoeking. Dit verstik die woord en dit veroorsaak dat die woord onvrugbaar word, omdat ons die vleeslike begeertes meer najaag as die geestelike groei. Ons moet dan ook vir 'n oomblik stil staan en gesels oor die invloed van sonde op ons geestelike groei. Dis nodeloos om te sê dat hoe langer ons wegskram en om te probeer om sonde te verskoon, hoe harder word jou hart om die waarheid raak te sien. 1 Petrus 2 vers 1 sê, lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Wanneer ons besluit om Jesus te volg, dan moet daar iets in ons harte gebeur wat ons laat wegdraai van sonde af. Die Heilige Gees woon binne in ons. Hy maak ons bewus van sonde en ons moet na sy stem luister en wegdraai van die sonde af, wetend dat wanneer ons opreg berou het, sal God ons dit vergewe. Om geestelik te groei, moet ons ook vir God leer ken. En ons leer hom ken deur dit wat hy vir ons in sy woord openbaar. Wanneer ons nie God se woord lees nie, sukkel ons om geestelik te groei, want God kommunikeer met ons deur sy woord. Soms soek ons antwoorde en bid, en dan dink ons dat God antwoord ons nie. Maar dan maak ons nooit die woord oop om te sien watter antwoord hy vir ons in sy woord gee nie. Dis fundamenteel dat ons God se woord moet lees en bestudeer na bekering. Want dan breek die Heilige Gees vir ons die woord oop, sodat ons kan verstaan wat God vir ons wil sê. Die volgende punt wat ek oor wil gesels, wat geestelike groei verhoed, is die begeerte of die aanwensel om ander mense te probeer beheer. Of dit nou familie of kinders, mense by die werksplek
of selfs by die kerk is. Wanneer ons ander mense wil manipuleer of beheer, beteken dit ons vertrou nie op God nie. Want ons wil self dinge verander en mense red deur manipulasie. Dit is nie God se wil nie. God self gee vir mense vrye keuse. Wie is ons dan om 'n ander een se vrye wil te wil wegneem, deur vir hulle te wil kies, en hulle dan in ons eie wil te wil manipuleer? Ons kan nie mense fix nie. God vra ook nie vir ons om ander mense te fix nie. Hy vra dat ons Jesus sal wees vir ander, deur vir hulle lief te wees, en vir hulle te leer en te vertel van Jesus. Geestelike groei behels dan ook daardie besef dat elke mens hulle self moet beheer, en oorwinning lê in die bemeestering daarvan. Ons moet ook kyk na verhoudings met mense, want verkeerde verhoudings kan verhoed dat ons geestelik groei. Die woord waarsku ons teen dit in 2 Korintiërs 6, vers 14 tot 18. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenoot het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Onthou om in alles eerstens vir God te behaag, deur nie mense te wil tevrede stel nie, maar om God tevrede te stel. Die laaste punt wat ek wil aanraak, wat geestelike groei verhinder, is besig wees. Ons lewe in 'n ongelooflike vinnige lewe. Dit voel soms of ons op 'n snelweg in 'n kar ry, en die lewe se gebeure flits soos liggies verby jou. En baie keer is die dinge waarmee ons besig is, goeie dinge. Dit is goed om 'n goeie werk te hê en hard te werk. Dit is goed om betrokke te wees by jou kinders en hulle skoolaktiwiteite. Dit is goed om betrokke te wees by die werk van die Here, binne of buite die kerk. So is dit goed om betrokke te wees by jou gemeenskap. Al hierdie dinge is goed. Dit is meer as goed. Dit is 'n vereiste of 'n verwagting. Wanneer ons egter so besig is met al hierdie dinge, dat ons nie meer tyd het om te werk in ons verhouding met God nie, sal ons nie geestelik kan groei nie. Wanneer jy getroud is, en jy maak nie tyd vir jou huweliksmaat nie, dan gaan daar 'n skering plaasvind op een of ander tyd. So ook is dit met jou verhouding met God. As jy nie tyd maak om hom intiem te leer ken nie, dan gaan daar 'n skering plaasvind. Nie omdat God vir jou kwaad is en jou wegstoot nie, maar jou eie siel het 'n verlange na tyd met hom. En as dit nie gebeur nie, veroorsaak skuldgevoel, dat jy meer en meer vir God wegkruip. En om daardie stemmetjie in jou siel stil te maak, is daar altyd nog iets om meer besig te wees. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Hemelse Vader, ons het U so lief, Here, en ons sien so uit daarna om meer en meer van U te leer, deur geestelik te groei. Here, ons het ons hart vir U gegee,
En nou vra ons dat die Heilige Gees ons sal lei en ons sal leer om geestelik te groei, sodat ons met selfvertroue hierdie wedloop van die lewe sal kan voltooi. Ons wil nie meer van dag tot dag lewe net om te survive nie. Ons wil in die oorwinning lewe van dit wat U vir ons wil gee. Here, help ons om die dinge te erken in ons lewe wat ons geestelike groei verhinder. Vergewe my, Here, dat ek al die mooi dinge van die lewe om my raak sien en daarna begin begeer het. Ek het niks van hierdie dinge nodig nie, Here, want U voorsien dag tot dag in al my behoeftes. Here, vergewe my al die ou sondetjies in my lewe wat ek probeer regverdig het. Vergewe my dat ek die stem van die Heilige Gees in my stil gemaak het. Deur met U te wou redeneer rondom wat goed en wat sleg is. En daardeur my hart verhard het. Help my, Here, om van vooraf die dinge te identifiseer wat U nie in my lewe wil hê nie, en help my om afstand te doen daarvan. Gee vir my 'n gehoorsame hart, Here, dat ek sal tyd maak om U woord te lees en te bestudeer, sodat U vir my U wil vir my lewe kan oopbreek, sodat ek meer kan leer van U perfekte skepingsdoel en plan. Vergewe my, Here, dat ek soms my wil op ander probeer afdwing deur manipulasie. Help my om te leer om net lief te wees vir almal en te bid en te vertrou, Here, dat U perfekte wil in hulle lewe ook sal geskied. Dankie, Here, dat ek konstant kan besig wees met werk en huis, kinders, verpligtinge teenoor skool, kerk en die gemeenskap. Versterk my in my werke deur die leiding van die Heilige Gees. Maar Here, dat ek net so bietjie sal stil staan en tyd in U teenwoordigheid sal deurbring, sodat U my opnuut kan vul met U liefde en krag en selfbeheersing, sodat U vir my kan leer van U hart vir my, en sodat my verhouding met U net sterker en sterker kan word. Dankie, Here, dat U nooit opgee op my nie. Dankie, Here, dat U aanhou om te roep en om my nader te trek aan die hart. Help my, Here, om al die areas van my lewe te herken wat verhoed dat ek geestelik groei. En gee my die krag en insig om dit te verander. Ek loof en ek prys U in die naam van Jesus Christus. Amen.